Vandag gesels ons oor erektiele disfunksie, maar ons gaan 'n bietjie dieper kyk. Nie net na die toestand self nie, maar wat dit vir ons probeer sê oor ons algemene gesondheid. Kom ons spring dadelik weg met 'n syfer wat jou dalk sal verras. Kyk na hierdie getal, 322 miljoen. Dis die voorspelde aantal mans wêreldwyd wat teen 2025 deur erektiele disfunksie of ED geraak gaan word. Dis 'n reuse getal en dit wys jou net hoe algemeen hierdie toestand werklik is. En dis presies hoekom ons moet verstaan wat dit is en nog belangriker, wat dit beteken. Goed, kom ons maak net seker ons is almal op dieselfde bladsy. Die formele definisie klink nogal klinies, né? Maar die kern daarvan is eintlik eenvoudig. Dis wanneer 'n ereksie nie bereik of behou kan word vir bevredigende seks nie. En dis baie belangrik om te onthou, dis 'n mediese toestand, nie 'n persoonlike mislukking nie. Ons moet daai stigma heeltemal verwyder, sodat ons dit kan benader vir wat dit is, 'n gesondheidskwessie. So om te verstaan hoekom dinge soms verkeerd loop, moet ons eers kyk hoe dit veronderstel is om te werk. En op sy eenvoudigste is 'n ereksie eintlik 'n ongelooflike fyn gekoördineerde hidrauliese stelsel. Dit gaan alles oor een ding: bloedvloei. Dit lyk dalk ingewikkeld op papier, maar kom ons breek dit af. Dis eintlik 'n baie elegante 4-stap proses. Dit begin alles hierbo in die brein. Met seksuele stimulasie stuur jou senuwees 'n chemiese boodskap uit, en daai boodskap se naam is stikstofoksied of NO. Hierdie klein molekuule is die absolute sleutel. Dit sê vir die gladde spiere in jou are, ontspan. En wanneer hulle ontspan, gaan daai are wyd oop en bloed stroom in. Op presies dieselfde tyd word die are wat die bloed weer uitlaat, toegeknyp. So die bloed word vasgevang en dit skep die ereksie. Dis 'n regtige presiese ballet van senuwees, chemikalieë en bloedvloei. So nou dat ons sien hoe fyn gekoördineer daai proses is dit maklik om te verstaan dat 'n onderbreking op enige punt in daai ketting tot probleme kan lei. Kom ons kyk gou na die hoofoorsake. ED kan deur 'n hele rits dinge veroorsaak word, van psigologiese faktore soos stres en angs tot probleme met die senuwees of hormone. Maar kyk na daai grootste stuk van die koek, vaskologies. Dit maak die helfte van die gevalle uit, en al wat dit beteken, is probleme met die bloedvate. Dis die mees algemene fisiese oorsaak, en dis presies hier waar ons dieper gaan kyk, want dit vertel 'n baie groter storie oor jou gesondheid. En hier is waar die hele gesprek 'n baie belangrike draai maak. Sien, ED is dikwels nie net 'n probleem in die slaapkamer nie, dis 'n waarskuwing. Dis dalk die spreekwoordelike kanarie in die steenkoolmyn vir jou hele kardiovaskulêre stelsel. Kyk gou hierna. Dis alles 'n kwessie van grootte. Die are in die penis is maar so 1 tot 2 mm dik. Die are wat jou hart voed, 3 tot 4 mm, heel wat groter. So, hoekom maak dit saak? Wel, as jy 'n sistemiese probleem soos atersklerose het, dis nou die opbou van gedenkplaat in jou are, waar dink jy gaan jy die effek eerste voel? In die groot pype of in die kleintjies? Hierdie slagadergrootte hipotese verduidelik dit perfek. Dink daaroor, 'n klein bietjie gedenkplaat in 'n groot hartslagader gaan dit dalk net effens vernou. Maar presies dieselfde hoeveelheid gedenkplaat in 'n veel kleiner penisslagader, wel, dit kan dit amper heeltemal blokkeer. Dit beteken ED kan as 'n simptoom opduik jare voor dieselfde onderliggende siekte, 'n hartaanval of 'n beroerte sou veroorsaak. Dis 'n kritiese vroeë waarskuwing. En die navorsing ondersteun dit ten volle. Die data wys dat ED op sy eie 'n 25% hoër risiko van 'n kardiovaskulêre gebeurtenis, soos 'n hartaanval, binne die volgende 5 jaar kan voorspel. Om dit in perspektief te plaas, daai risiko is op dieselfde vlak as die van 'n huidige roker. Dis hoe ernstig dit is, en dis hoekom groot mediese organisasies nou aanbeveel dat ED as 'n belangrike risikomerker vir hartsiektes hanteer moet word. Maar, en dis 'n groot maar, die goeie nuus is dat ED hoogs behandelbaar is. So kom ons skuif nou ons fokus na die oplossings en hoe jy die mag terug in jou eie hande kan neem. En voor ons eers by medikasie kom, is die heel belangrikste fondament jou lewenstyl. Omdat ED so nou gekoppel is aan jou vaskulêre gesondheid, kan presies dieselfde dinge wat goed is vir jou hart 'n direkte en positiewe impak hê op jou erektiele funksie. Dinge soos oefening, gewig verloor en natuurlik om op te hou rook. Die bekendste oplossings is natuurlik die pille, soos Viagra en Cialis. Hulle val almal onder 'n klas medisyne genaamd PDE5 remmers, en wat hulle basies doen is om daai bloedvate te help om ontspanne te bly vir beter bloedvloei. Alhoewel hulle soortgelyk werk, is daar belangrike verskille. Party werk vinniger, terwyl ander, soos tadalafil, weer baie langer in jou stelsel bly. Dit gee vir jou en jou dokter die buigsaamheid om te kies wat die beste by jou leefstyl pas.
Nou pille werk vir omtrent 70% van mans. Dis fantasties. Maar wat as jy na 'n ander 30% val? Wel, die goeie nuus is daar is ander, selfs kragtige opsies. Kyk na inspuitingsterapie. Dit het 'n sukseskoers van tot 90%, selfs vir mans vir wie pille nie gewerk het nie. En die opsies hou nie eers daarop nie. Daar is valkeemtoespelle, intra-uretrale sitpille en selfs penisimplantaatchirurgie. Dit word beskou as die goue standaard vir diegene waar ander behandelings nie gewerk het nie. En dit het uiters hoë pasiënttevredenheidssyfers. Die punt is, daar is 'n oplossing vir byna almal. So, nadat ons deur die biologie, die oorsake en al die oplossings gegaan het, wat is die een enkele ding wat jy vandag moet onthou? Dis hierdie, ja, ED is algemeen. En ja, dis baie behandelbaar. Maar die dieper boodskap, die regte boodskap, is dat dit 'n kritiese geleentheid is. Dis jou liggaam wat dalk vir jou sê, gee aandag aan jou hart en jou bloedvate. Om ED aan te spreek, gaan dis nie net oor seks nie. Dit gaan oor jou algehele langtermyngesondheid en welsyn. En dit los ons met een laaste belangrike vraag. Erektiele disfunksie is een van die duidelikste seine wat jou liggaam vir jou kan stuur. Om daai sein te ignoreer is om 'n kans te mis om 'n veel groter onderliggende probleem vroegtydig op te spoor en aan te pak. So die vraag is nie of jou liggaam met jou praat nie, die vraag is jy bereid om te luister?